sulke koue, hè? So ek wil graag, ek gaan met 'n klein meditasie begin, wat ek graag met ons wil doen. Dit was nou vir my ook 'n interessante ervaring, die ding van heilige toeval. Ek was gisterand in 'n opleidingssituasie, van 'n netwerk waarvan ek vir 'n hele klomp jare al deel is, en toe doen een van die persone hierdie meditasie met ons, en toe dink ek, hierdie is die ideale meditasie vir ons om vanaand mee te begin, om af te skop. So ek wil graag hê dat julle lekker gemaklik in julle stoele moet sit, met julle voete op die grond, al 2 voete, ja, bijna, al 2 voete, en 'n sluk wyn vat, sodat ons nou nie gaan wyn drink terwyl die meditasie, dis net 2 minute, is ek seker. Okay, en jy kan jou oë toemaak as jy wil, of net jou oë sag maak, en soort van half op jou skoot kyk. So, sit gemaklik, en voel jou liggaam. En jou liggaam hier op goeie moeder aarde. En dink aan jou rug wat sterk en ferm is. Raak bewus van die fermheid in jou rug en die sagtheid aan die voorkant van jou lyf. Voel jou eie gewig. Voel jou plek op hierdie planeet. Sowel as jou plek in hierdie gemeenskap. Jy behoort aan hierdie liggaam, aan hierdie planeet en aan hierdie gemeenskap. Laat gaan al jou opinies en jou ongemak en jou kommentaar. Wees net hier. Plaas jouself op hierdie aarde, hierdie enorme ruimte en lig rondom ons. 'n Ruimte van verstommende moontlikhede. Raak ook nou bewus van jou emosies. Wat jy sien en voel en waarneem in hierdie moment, soos jy teenwoordig is in hierdie groep, hierdie gemeenskap. Voel dat jy omgee vir die mense rondom jou in hierdie gemeenskap. Voel jou omgee, om geen besondere rede nie. Voel hoe dit voel, om saam met ander mense te wees, in hierdie menslike realm. Beleef hoe jou hart voel, wanneer jy omgee. Voel ook die selfvertroue van wat moontlik raak as ons medeskeppers saam met mekaar word. Hoe dit is om mens te wees saam met ander mense. En as julle reg is, kan julle julle oë oopmaak en terugkom in die kamer. Okay. Is daar iemand wat kommentaar wil lewer oor hoe dit gevoel het? Hoe was dit vir julle hierdie meditasie? Wie wil ietsie sê?
Vir wie was dit vreemd? Wees tog nie alleen nie. Ek het net nou 'n kliënt gesien en sy vrou sê vir hom iets baie teers. En hierdie ou kla vreeslik want sy het hom nie lief nie. Genoeg nie. Sy maak nie shepherd's pie nie. Dit is die rede hoekom sy my lief het nie. Ek sê vir hom, hoe dit gevoel toe sy gesê het, ek sien hoe ongemaklik jy is. Ek sien hoe jou lyfstaal van. Hy sê, jy moet tog net nie weer vir my sê ek moet vir jou vertel wat gaan aan in my lyf nie asseblief aan. Ja. So dis 'n taal wat regtig vir ons vreemd is, wat ons moet aanleer. Daai gesprek met ons lywe. En hoe ons emosionele belewenis ook soort van vaslegging vind iewers in ons liggaam. Want dit is regtig, soos ek dit nou al tevore gesê het, dit is die rookalarm wat vir jou laat weet daar's iets besig om met my te gebeur. Ek moet oplet dat jy kan betekenis daaraan heg in 'n interaksie met jouself tree. Okay, so vanaand praat ons oor kollektiewe trauma. Met ander woorde, hoe die trauma van die individu na die gesin aangaan na die breër gemeenskap, eintlik na 'n breër groep mense. So, as ek net opsommend kan begin om te sê, sisteme is gebaseer op verhoudings. So individuele trauma, my trauma, omdat ek in verhouding is met die mense rondom my, beïnvloed my trauma-reaksie, my verhouding met die mense rondom my. So, dit is hoe die kringetjie werk, van, dit is myne, na al hoe weier en weier uit, na die verhoudings. En 'n ongeïntegreerde trauma, dra by tot nuwe geweld. So, die insident is heel waarskynlik iets rondom geweld. As daai trauma nie meer gewerk word nie, dan dra dit by tot nuwe geweld. En ek gaan net nou 'n storie vertel wat dit baie interessant illustreer. So, geweld is op 'n eienaardige manier eintlik 'n poging om te probeer ontslaa raak van onopgeloste trauma. Daai geërfde goed wat van geslag tot geslag aankom, ook in gemeenskappe. So trauma, herhaal trauma en genereer nuwe trauma. Right. Okay, so sosiale sielkundiges doen baie navorsing oor hoe lyk trauma in gemeenskappe. Hoe kan 'n mens dit herken? En wat maak dat 'n mens kan praat van kollektiewe trauma? So, en ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels met julle vanaand. Ons praat van trauma merkers. So, wat is die goed wat die penne in die grond, wat 'n mens kan sê, okay, hierdie is wat ons sien, hoe ons trauma kan identifiseer in 'n kollektief, in 'n gemeenskap, in 'n dorp, in 'n kultuurgroep ensovoorts. En wat gedeelde kenmerke is wat hierdie identiteitsmerkers is daar's kollektiewe mindsets of kollektiewe idees. Mense deel die emosie, groot groep mense deel die emosie. En dan is daar ook kollektiewe stories. So die stories wat ons vir mekaar vertel, wat die trauma aan lewendig hou, is dieselfde. Jy weet, almal in die gemeenskap, almal in die dorp, vertel die storie. In 1969, toe die Tilbag aardbewing was, of as 'n mens deur Laingsburg ry, dan is daar 'n monument wat wys waar die vloed opgehou. Jy weet dit, al daai goeters is kollektiewe stories wat 'n mens oor en oor vertel. Elke jaar op die 16de Junie,
dan onthou ons van die 16de Junie 1976. So die stories word herhaal. So die kollektiewe storie het 'n onbewustelike wat is 'n cognitive bias in Afrikaans, 'n vooroordeel. So mense vertel die storie natuurlik van jou kant af. Right? In daai storie raak die groep wat beseer is, raak onskuldig. Dit is nie daai groep word geïdealiseer en dit is nie onskuld nie, dit is aan ons gedoen. Ons het nie bygedra tot hierdie vreeslike ding nie. Jy weet, as 'n mens byvoorbeeld nou kyk na wat in Israel en Gaza gebeur, hoe duidelik is daai splitsing. Dis alles die Palestynë se skuld. En Israel glo werklik waar dat hulle onskuldig is. In hulle diepste wese is hulle oortuig van daai storie. En dan natuurlik die gekose emosies is dan altyd dikwels emosies van verontregting. Dit is aan ons gedoen deur hulle. En dit is aan ons gedoen deur hulle. Dit raak dan 'n ding wat die groep aan mekaar bind. Jy weet, as jy nou dink, ek onthou toe ek klein was daar dikwels stories oor die Engelse gewees. Hulle. My ma het altyd gesê, hoorie so Hanna, jy moet met iemand trou wat net soos jy is. Hy moet selfe kerk, selfe taal, selfe soort geleerdheid hê. Dis daai hulle, alles wat nie is soos ons is nie, is anders en vreemd en gevaarlik en dit raak dan raak daai gedeelde emosie en die gedeelde storie raak 'n ding wat ons identifiseer. So ons bou eintlik ons identiteit op ons anders te maak as hulle, wat dan nou in 'n geval van kollektiewe trauma dan nou die wat ons sal sê die perpetrators is, die betreders is. En dan die kollektiewe persepsies en waardes sluit dan nou aan by hierdie emosies. Dit is baie rigied, baie swart en wit, baie reg en verkeerd, en alles wat anders is, word 'n verdag. So mense is nie nuuskierig oor wat nuut is en wat vars is en wat verrassend is nie. Want dis onbekend. Dit pas nie in by ons wêreldbeskouing nie. Maak dit sin? Ekskuus, kan ek iets vra? Ja. Ek weet ons praat oor kollektiewe trauma en die idee van ek raak die slagoffer van. Yes. Maar is dit net kollektief of raak dit ook individuele trauma? Is dit ook dalk iets wat so voorgestel? Ek is die slagoffer van en ek sien myself as die onskuldige een. Ja. Ek verstaan die effek daarvan op kollektiewe trauma is baie groot en die emosies raak dalk meer. Ja, want dit is kollektief. Ja. Is daar ook so iets in individuele trauma? Yes. Ongeluk, dis iets wat met my gebeur het. Ongeag of ek nou oor die rooi robot gery het. Ja. Ons sien dit dikwels ook in die taal wat mense gebeur. Jy weet, en ek dink as jy hulle terugdink aan daai Polly-Weigel theorie wat ek vir jou gewys het, daai Bell-diagram, veral as mense baie magteloos voel. Jy weet, dan dink hulle dikwels daai ding van dis met my gebeur. Dis aan my gedoen. Dis die taal wat gebruik. Iemand het dit aan my gedoen. Ek was in 'n ongeluk, soos ek het nou onlangs met iemand gewerk wat in 'n ongeluk was en toe ek agterna met hom praat oor sy lewe wat so 'n soort van half afgeslote is. Hy's 'n bietjie van 'n kluisenaar. Toe sê hy, maar ek het daarvan gehou met my motorfiets ry, maar dis van my weggevat. Dis van my weggevat. Kan julle die slagoffer taal hoor? Jy weet die noodlot
het dit aan my gedoen. Dit was die Here se wil, daai gelatenheid amper. Ja. Is daar nog iets wat iemand wil vra op hierdie stadium? Ja. Ja. Ja, dit is so. Maar daai stories raak baie sterk. Dominante narratief. Dit raak die dominante narratief, veral as dit in 'n gemeenskap is. Ja, ja. Jy weet, die Engelse. Of ons hoor onsself dit nou deesdae sê, toe ons nog aan bewind was. Jy weet, dis die domme, jy hoor dit by baie braaivleisvure, toe ons nog in beheer was, toe dinge nie gelyk soos dit nou lyk nie. Dis daai dominante narratief, en die ding is eintlik, as 'n mens streng met jouself praat, soos een van my familielede sê, en jy let op, dan kan jy oplet, dat jy actually weerstand het, teen nuwe nuus. Ek vang myself baie gereeld, dat as ek 'n voorkeur idee het, hierdie is wat ek nou like, dit is soos ek die wêreld sien, en dit is wat ek besluit, dit is hoe die wêreld aan mekaar steek. As iemand met 'n alternatiewe storie kom, vind ek myself dikwels ongenee om daai storie aan te neem. Want dit bots eintlik met my verkose narratief. En dis nie lekker nie, ek wil nie dit hê nie. En ek dink, dit is iets waaraan ek dink ons almal half 'n bietjie mee sukkel, is om ons voorkeur storie in hersiening te neem. Jy weet, never mind die ander ou se storie, die derde ene, nee, ons stel nie daaraan belang. OK, is julle reg dat ons aangaan? So ek wil, daar's baie navorsing gedoen oor die oorlog in Bosnië, Herzegovina. Ek weet nie hoeveel van julle is enigstens bekend met daai oorlog nie. Maar een van die ouens wat vreeslik navorsing oor die oorlog gedoen het, sy naam is Vamek Volkan. Hy het spesifiek navorsing gedoen oor die transgenerasionele oordrag van hierdie gekose trauma's. En die storie wat hy vertel is merkwaardig. Nou, maar voordat ek nou by die storie kom, wil ek net, hierdie is nou ek weet nou nie hoe om hierdie ding se pyltjie te werk, maar as julle kan sien, kan julle Oekraïne daar sien. Julle sien, hierso sit, dis Bosnië, daai klein landjie daar, naby Italië actually. Ek het dit nooit besef voordat ek nie hierdie kaart bekyk het nie. Ja, amper soos Rwanda. So mense die storie van Bosnië kon vervang met die storie van Rwanda ook, jy weet. Maar om net om vir julle konteks te gee van die uitwissing. Hierdie was 'n burgeroorlog tussen die moslems. Bosnië het afgestig van Joegoslawië af. So mense sou kon sê dat Joegoslawië het die konflik het ou stories eintlik 'n bietjie onder beheer gehou. Toe stem hulle om af te stig in 1991. Hulle stig toe af in 1992 en daar breek toe nou 'n oorlog uit. Right? Wat net van 1992 tot 1995 se 3 jaar oorlog. Die populasie van Bosnië is 4 miljoen gewees. Aan die einde van daai 3 jaar oorlog was daar tussen 95 en 100.000 mense wat ontheemd was. En tussen 95 en 100.000 mense is dood. En 2 miljoen, die helfte van die populasie, was ontheemd. Nou die storie gaan so. In 1389, dit is 600 jaar gelede, né? Was daar die slag van Kosovo. Kosovo is die hoofstad van Bosnië. Die Ottomans, die Turke, het Bosnië ingeval en hulle die Serviese leier, sy naam was Tsar Lazar, doodgemaak.
en hulle die stad natuurlik nou verower. So vir 600 jaar het die Serviërs daai sielkundige pyn van daai vernedering gekoester. En daai storie is van geslag tot geslag oorvertel, hoe onregverdig het die Ottomans hulle behandel, maar nou intussen bly al hierdie mense in dieselfde land, right? In dieselfde geografiese gebied. Niemand is weg of na 'n ander plek toe nie, hulle is mekaar se bure, letterlik. En die storie van die vernedering en die onreg wat die Serviërs aangedoen is deur die Ottomans, het later deel van die Serviërs se identiteit geraak. Dit was ons en julle Ottomans, wat toe later vertaal is met julle moslems. En toe, na daai afstigting, toe Joegoslawië nie meer in die prentjie is nie, toe het die Serviërs, met ander woorde die Christene, het begin om die moslems dood te maak, waarvan daar toe nou op die ou end 100.000 mense doodgemaak is. So daai ongeroude trauma van 600 jaar gelede het skielik geaktiveer geraak en het aanleiding gegee tot hierdie verskriklike menseslagting. So dit was amper, en dit is 'n ander ding wat trauma doen. Trauma doen interessante goed met tyd. Dus wanneer individue getraumatiseer is, dan is dit amper asof hulle vashak in die trauma. Jy sal 3 jaar later met iemand praat wat 'n trauma beleef het. Iemand is op 'n traumatiese manier dood, of daar was 'n verkrachting of iets soos dit. En dit is amper asof die mense dan as 'n ervaring vashak by wat 3 jaar gelede gebeur is. Hulle beweeg nie aan nie. So daar's die vashak in tyd. Maar wat in Bosnië gebeur het, is dit amper of die tyd gekollaps het. Die feit dat daar 600 jaar verloop het tussen die slag van Kosovo en die burgeroorlog, is amper asof dit nie gebeur het nie. Hulle daai storie onthou, omdat die storie lewendig gehou was, en die emosies rondom daai storie lewendig gehou was. En die hele idee van moslems is die ander lewendig gehou is. Was dit die roumateriaal wat aanleiding gegee het tot daai oorlog? Ek weet nie of daar iemand is wat iets wil sê of vra, kommentaar lewer. Hierdie is 'n ekstreme voorbeeld, right? Dat 600 jaar is baie lang tyd om 'n idee te koester. Maar as 'n mens kyk na wat in Israel aangaan, dan is ons besig om van duisende jare te praat. Ek weet nog nie, as mens na Rwanda probeer kyk, wat is die tydlyn nie. Maar daar's baie stories in ons wêreld van hoe hierdie trauma-merkers aanleiding gegee het tot geweldige trauma-reaksies, wat ook geweld op sy eie is. As 'n mens dink aan 2021, was dit in 2021 wat ons die nee, 2020 was COVID. Dit is nog eens, jy weet, dis 'n voorbeeld van 'n kollektiewe trauma natuurlik. Ek praat van toe hulle die lorries afgebrand het, 22. Was dit 21? So as 'n mens daarna kyk, as 'n mens kyk na daai vreeslike buitery wat gebeur het, die misdadigheid, die mense wat doodgemaak is, ensovoorts. En jy kyk weier, want ons is geneig om net geskok na die tonele op die TV te kyk. Maar mens kyk na hierdie trauma-merkers. Wat is die gedeelde stories? Wat is die gedeelde emosies? Wat is die gedeelde waardes of wêreldbeskouing? Weet, dan begin 'n mens op 'n ander manier, op 'n dieper manier dink, as net dit is blote misdadigheid. Jy weet, wat gee die misdadigheid die reg? Dis eintlik die vraag wat 'n mens moet vra. OK, so as mense in pyn is, vloei dit deur hulle koneksies en dit
rimpel uit oor gemeenskappe. Dit is wat ons dan nou sien. Dit begin by die individu, heel dikwels die individu se ervaring van die geweld, of die trauma, en daai hou net so aan om uit te kring. Ek het hier 'n skyfie wat praat oor, wat net die ding van die trauma siklus verduidelik. Nou as jy kyk na daai middelste oranje deel van die slide, dan praat dit nou van, dit verwys na wat ons nou van gepraat het, die kollektiewe narratief, die kollektiewe emosie en die kollektiewe wêreldbeskouing, right? Maar daai identiteitsmerkers, daai trauma-identiteitsmerkers, skakel aan ander goed aan. Dit het 'n effek. En as jy kyk na daai blou deel van die skyfie, dan praat dit oor die gevolge van konflik. En die gevolge van konflik is dan die verlies van self, van eie waarde, minder koneksie, minder kohesie tussen mense. Ek kan nou my eie skyfie nie sien nie. Dat ek daar kyk, dis beter. Dis politieke manipulasie. As 'n mens nou dink aan 2021, daar was baie duidelik politieke manipulasie in daai storie. Dit was baie duidelik. As mens 'n bietjie lees oor Rwanda, dan sal jy ook sien hoe die politieke manipulasie die geweld en moorddadigheid gestook het. Dit is vooroordele en diskriminasie, dit raak deel dan van die gevolge. Coping mechanisms, maniere om aan te pas, dit word verminder, dit word afgewater of verswak. Mense se oorlewingsvermoëns raak, of se vermoë om probleme te hanteer, of uitdagings te hanteer, raak ondermyn. En die belangrike ding is dat dit wat ons erf van die verlede, bly teenwoordig in die huidige. Daar's minder opvoeding, want dit is 'n gevolg daarvan. Ons sien dit so lekker in Suid-Afrika, of nie lekker nie, ons. En daar's 'n duidelike korrelasie tussen swak gesondheid, fisiese en sielkundige swak gesondheid en die gevolge van trauma. Maar ook sit hierdie gevolge van trauma sit nie net los op sy eie nie. As jy kyk na die boonste geel deel van die skyfie, dan is daar faktore wat die konflik dryf, right? Maar as jy kan nou sien, daai pyltjie gaan op, so met ander woorde, jy sit met die gevolge van trauma, wat hierdie gebrek aan empatie is, die gebrek aan kapasiteit is, emosioneel en soort van letterlik, swak gesondheidstoestande, politieke opportunisme en al daai goed, dit is die gevolg van die konflik. Maar dit op sy eie weer het te doen met gebrek aan empatie, fatalisme, dit is daai ding van ek is 'n victim. Goed gaan met my gebeur. En mens sien dit dikwels met mense wat hulle voel, maar ek het geen agentskap nie. Die lewe gebeur met my. Ek het nie die vermoë om enige invloed uit te oefen op wat met my gaan gebeur nie. Sterk emosies van wantroue en aggressie en haat. En van verlorenheid. Ek het nie 'n plek waar ek behoort nie. En dan verhoogde vlakke van stres en weerloosheid. Alright, so dit is die siklus waarin ons beland. En wat homself oor en oor herhaal en uitspeel. Is julle reg om aan te beweeg? OK. So, wat baie van die mense wat oor kollektiewe konflik praat, of kollektiewe trauma praat, is hulle praat van die hele idee van fractals, wat 'n soort van 'n beginsel in wiskunde en in die natuur is. Dit gaan oor die herhaling van patrone. Soos 'n mens byvoorbeeld in blare die herhaling van patrone sal sien. Dus op baie plekke as mens begin oplet in die natuur,
sien jy hoe die patroonmatigheid van die natuur homself herhaal. Ek onthou die eerste keer wat ek dit opgelet het, was een keer toe ek 'n koraal in 'n so 'n koraal wat ek dink van Mauritius afgekom het, in 'n stuk klei gedruk het om 'n teel te maak. En toe ek die koraal so optel, toe sien ek my wêreld, hierdie patroon van die koraal is presies dieselfde as mense van daai groot sampioene sal omdop. Jy weet, dan sal mos sulke segmente. So jy let, as mens begin oplet, dan sien jy hoe die natuur sy patroonmatigheid oor en oor herhaal. En dieselfde geld vir ons. So hierdie aanhaling, how we are at the small scale is how we are at the large scale. The patterns of the universe repeat at scale. There is a structural echo that suggests two things. One, that there are shapes and patterns fundamental to our universe. And two, that what we practice at a small scale can reverberate to the larger scale. So hierdie ding van fractals praat van daai herhaling en van hoe goed op skaal groter en wyer en meer invloedryk raak. Goed, so wat ek wil vra dat julle nou doen, is ek wil vra dat julle gegrond op hierdie idee dat kollektiewe trauma, individuele trauma naboots. Selfe patroon, maar different, verskillende, ander skaal, right? Ek wil julle moet nie gou in julle groepe praat. As julle nou terugdink aan daai eerste gesprek wat ons gehad het oor die vlug, veg en vries, right? Waar sien julle daai patrone herhaal? In die wêreld of in Suid-Afrika, van individu tot familie tot gemeenskap. So almal wat nou nie geweet het wat hulle wil sê nie, het toe nou woorde gekry. Gee hulle net so 'n bietjie kans om. Dankie. Ekskuus toe? Jy ben nie self wat doen nie? Breins. O, okay. Naby jou hè. Wat het jy vir Saartjie as jou naby breins? Dis 'n goeie naby brein om te hê. So dit julle woorde toe gehelp. Okay, so wat se terugvoer wil julle gee? Wat is julle idees en gedagtes? Laat ons 'n bietjie hoor. Ons het 'n bietjie gepraat oor die apartheid-tye. Ja. En wat die ouens, ek dink aan paar miskien daar gepraat, wat die mense nog steeds saam met hulle dra. En hoe verskillende partye, weet, groepe dit anders beleef en nie soveel trauma gehad het nie, daai tyd nie en ander het. Ja. Nou bly dit by en dit beïnvloed eintlik dan nou gemeenskappe. Ja. Ons het hier gesê. Ja, laat vir party mense was die afstand doen moeiliker as vir ander. Verseker. En dit sal interessant wees om te dink vir wie was dit moeiliker. Ek en Pieter het gepraat oor die kerk en oor daai hele ding van afstand. Jy weet, wat het die kerk verloor na 1994? En toe gepraat oor die feit dat dit nie miskien nie, en ek dink dit is die ding wat dit baie keer moeilik maak om oor met trauma te werk, is dis nie so eenvoudig soos dit nie. Dis nie net of dit of dat nie. Jy weet, ek kan in my eie lewe oor traumatiese goed wat met my gebeur het, kan ek af van die pad terugkyk en ek kan sien dat
geweldige groei in my gebeur, dat wonderlike goed met my gebeur, as gevolg van die trauma. Maar die feit dat ek nou af van die pad kan terugkyk en dink, okay, maar dit het tot goeie goed aanleiding gegee, het nie die verlies weggevat nie. Soos, ons praat altyd van both and, jy weet, so, ons het gepraat bijvoorbeeld oor die kerk, as jy dink oor hoe goed dit eintlik vir die kerk, vir die NG Kerk was, om ons status as die staatskerk te verloor. Jy weet, die inspraak wat konstant en derendtyd daar was. Koet Foster kon die eerste minister bel en vir hom verduidelik hoe moet hy die land regeer, en die eerste minister het geluister, en vice versa, jy weet, die goed was mooi netjies uiteengesit. So, in terme van teologies en miskien in terme van ons roeping, was dit vir die kerk baie goed dat 1994 met die NG Kerk gebeur het. En tegelijkertijd was dit 'n vreeslike verlies. Verlies van status, verlies van gesag, goed wat ons moes opgee. So ek dink, dit is belangrik dat mens daai weerskante van die munt ook in gedagte hou. Maar die ding is, as 'n mens die gekose narratief het, daai storie wat jy so begin vertel, jy weet, dan is dit baie moeilik om daai twee kante van die munt te sien. Want jy praat net oor wat verlore is. Jy weet, net wat jy verloor het, bly relevant en registreer, asof daar niks anders gebeur het ook nie. Maar dit is wat ons ook gepraat het oor, hoe herstelingstyd, want jy het eintlik gesê, wat goed is, daar's goeie goed wat uitkom wat jy dan leer. Ja. So daar's nou meer geleenthede vir die ouens wat trauma beleef het in die apartheidsjare, vir hulle kinders, want dis al lank al verby. Ja. En nou dra die kinders dit nog steeds aan, maar die kinders het meer geleenthede, soos studies, hulle kan makliker studeer, sulke dinge, weet so. Ja. Ja. En dis die voordeel, die positief wat hulle eintlik daar kan kry. Maar jy sien, om dit aan boord te kan neem, moet 'n mens afstand doen van jou storie. Jy weet, as ek werk, daar's een departement by die universiteit wat dikwels hulle studente na my toe stuur as hulle vashak. Want dit gebeur baie met studente wat van die diep Transkei kom, jy weet, waar hulle kilometers in die tyd van COVID moes party van hulle byvoorbeeld 12 kilometers loop om by 'n plek te kom wat hulle wifi kon kry, want toe gaan ons moes nou almal aanlyn in die akademie, ja. Dis nogal 'n ver entjie, nê, om te loop, om jou assignment te gaan inhandig. So jy kan jou indink hoe daai studente, as hulle hier kom, hoe hulle vashak. Maar, en dan, hierdie departement is nogal geneig om hulle studente na my toe te stuur vir terapie, hulle het privaat geld. Ander departemente nie, jy weet, en dit sal hulle dit kies om dit te gebruik. Maar, as 'n mens daai stories hoor, van die hoop, jy weet, my ma en my pa is ongeletterd, en ek het 'n universiteitskwalifikasie, dan sien jy dit. Maar jy moet jouself oopmaak om daai stories te hoor. En jy weet, dit is nou daai punt wat ek net nou gesê het, wat ek in myself baie keer voel, as ek kom by 'n soos 'n vurk in die pad, waar ek die ander storie moet hoor, dan kan ek my eie weerstand voel. Ek is nie lekker lus vir daai storie nie. Jy weet, daai storie is ongemaklik. Ek moet afstand doen van my narratief, van my gekose narratief om hierdie storie aan boord te neem, en ek hou nie van dit nie. So dit is baie groot individuele werk wat ons eintlik moet doen rondom hierdie ding van kollektiewe trauma. Dis 'n big ask, soos die Engelsman sal sê. Die apartheidsjare is eintlik 'n uitvloeisel van trauma wat Exactly. afgeleef is. Yes. Dit is oorgedra Xhosas en Zulus en Sotho wie ook al ewer, en dis 'n vasgelegde ding in mense in. Yes. Ek neem dit maar vir myself af, en ek dink ons almal doen dit. As kind is daar goed in jou ingeprent, en dit is moeilik om afstand te doen, om dinge anders te sien, om 'n mens op die vlak te sien waar jy is. Ja. Want sy velkleur staan in die pad. Dis nie die mens wat in die pad
jy. Ja, anders. Jy sien, dis die anders. En vir hom is dit traumaties en dit gaan nie met baie groot insig verander. Harde werk. Harde werk. En dan het die 600 jaar mens bietjie geklap, want as in 600 jaar niks verander nie, hoe lank gaan dit vat voordat hierdie verander? Wat gelukkig is ons het nou hierdie soort kennis is beskikbaar. Jy weet, so ons kan ons voorvaders vergewe tot 'n sekere mate vir die oogklappe wat hulle gedra het. Want daar's ook ietsie van hoe oorleef ons teen die oormag. Jy weet, dit het ook dis 'n verdedigingsmeganisme teen trauma om ons te help om as 'n groep te oorleef. Die Afrikaners byvoorbeeld in die tyd van die Anglo-Boereoorlog. So mens kan ons voorvaders vergewe vir die oogklappe, want hulle het nie die kennis gehad. Daar was regtig nie die kennis beskikbaar. Niks van hierdie goed wat ons in hierdie 3 weke gepraat het was, jy weet, dis nou eintlik algemene kennis, maar dit was nie beskikbaar. Maar ons gaan onsself nie kan vergewe nie. Jy weet, ons moet onsself verantwoordelik hou om die werk te doen. Want ons kan nie meer sê, ons het nie geweet nie. Ek het vir 'n lang tyd in my lewe gerook, byvoorbeeld, nê? Maar ek het begin rook net voordat al die inligting oor hoe gevaarlik rook is beskikbaar. So vir 'n lang tyd het ek vir myself gesê, maar jy weet, ag shampies, ek was klaar verslaaf aan nikotien voordat ek begin het, so. Maar later, nee, kan 'n mens nie vir jouself meer, jy kan nie meer vir jouself so lekker 'n verskoningkie uitdink. Maar wat ons ook gesê het in hierdie proses is dat die beloop van alles is so groot en bly, dat dit jou amper halfwel depressief maak, maar dan besef jy die werk hier by jouself. Ja. En elke individu gaan aan homself moet werk om 'n verskil te maak en dit gaan 'n groter effek hê Ja. op die groot prent. Ja. Maar dan kom jy ook amper op die punt, soos in waar ek is. My kinders weet niks van dit nie. Dit is amper asof hulle die klomp is wat die trauma aan gedoen word, by waar hulle is, met werksgeleenthede, tot in die skool, in 'n goeie skole waar hulle is, waar sekere goed toegelaat word, vir sekere mense, en vir ons kinders word dit nie toegelaat nie. Maar jy as 'n ouer het nie 'n stem vir jou kind nie. My kind moet groot word en besef dat haar lewe is anders oor elkeen waarmee sy gebore is. So, dit is baie moeilik om te keer dat ons nie 'n nuwe storie begin. En dis waar wysheid moet inkom. Om daai deel van die geskiedenis, die verstaan oor hoekom ons land is wat dit is, om dit oor te dra aan ons kinders dat hulle insig kan hê oor hoekom hulle rol in samelewing anders is en hoekom hulle dit nie moet beleef as trauma nie, maar as 'n geleentheid om die wêreld oop te maak. En om tegelykertyd die seer te erken. Jy weet, dit is daai ding, want dit is nie seer nie. As ek nie 'n werk kan kry nie, dan is dit nie seer nie. Ja. Ja, maar jy is in dieselfde land gebore. Dis veronderstel om die selfde regte te hê volgens ons grondwet. Maar Die ding is, dit is nou weer daai trauma word nou teruggedraai en ongelukkig gestraf, as jy dit so kan stel, vir die foute wat gemaak is in die verlede. Wel, 'n mens kan, jy weet, 'n mens moet mooi dink oor die straf. Jy weet, as ek nou aan my eie gesin dink, al my eie en aangetroude kinders werk vir hulle self. As gevolg van die feit dat hulle nie werk kon kry nie. Jy verstaan, dit is net so, is dit straf of is daai toedeur het dit vir hulle genoodsaak om hulle eie deure vir hulle self te skep, jy weet. Ja. Pieter, jy wou gesê? Maar dan het 'n eerste opmerking in watter mate is dit nou hoor nog van net af is dat trauma maak dit uit die voorbeeld van ons leer. Dit skep vir ons hulle. Ja. Want ons storie is ons die grondreg op groot trauma. En interessant dit hoor by leraars wat nou Skotland toe gaan dieselfde, want daar's ons clan, né? En die dorpies
Yes. Maar die volgende ding wat ek wil vra is, ons praat oor kollektiewe trauma en ons is nog dit voorbeelde van dit wat 'n geheel beleef word, nie? Ja. En ek het eers toestemming gevra om die voorbeeld mag gebruik, is dat iets wat individueel in 'n gesin gebeur, het ek al beleef dat het ook 'n groter effek vir 'n kollektiewe belewenis van trauma. En die voorbeeld is dat 'n jong seun sterf. Mm. En die trauma wat uitrimpel raak, en ek vra eintlik is dit sit ons met dieselfde hoofie as kollektief, het ons beleef, maar as gevolg van een Ja. beleef. Ja. As gevolg van het ons almal het 'n vloed beleef. Yes. Dis nie, maar dit 'n mens moet eintlik teruggaan na daai anders, ek wonder of ek daarby kan uitkom gou-gou. Hier sê. Daai skyfie wat van verlede week wat ons gepraat het van tradisionele trauma en ekosistemiese trauma en direkte en indirekte trauma. So as ek dink byvoorbeeld aan in die gemeenskap wat ek ken, is daar 'n dogtertjie skielik aan hierdie hulle weet nie of dit COVID was of 'n griep of 'n ding nie. Dis 'n kind wat 10 jaar oud was. En sy's binne 'n dag dood. En hoeveel, en dit is vreeslik eienaardig, hoeveel van my kliënte het kom vir my vertel hoe getraumatiseerd is hulle deur hierdie kind se dood, maar dis nie mense wat ek ooit geweet het die pa van hierdie kind ken nie. Of die familie van hierdie kind ken nie. Dit is net soos van dit is in daai dampkring gewees. Jy weet, jy kan nie so iets kan nie gebeur in 'n gemeenskap sonder dat dit nie daai uitrimpeling effek het nie. Natuurlik is die trauma dan nie dieselfde nie. Die ouers wat die kind verloor, se trauma is die direkte tradisionele trauma wat mens volgens die DSM-4 sal klassifiseer as dit is 'n trauma. Terwyl die skool, die gemeente, die buurt, hulle trauma is dan meer indirekte trauma, maar dit is nogtans trauma. Want skielik word jy gekonfronteer met die verlies van hoop. Jy weet die verwagting van 'n kind wat gaan groot word en 'n lewe gaan hê en dit word weggeruk en almal sê dan, maar my kind, ek besef nou my kinders is ook weerloos. Jy weet dit kan net so maklik met ons gesin gebeur. So ja, dit is so. So dit is dan verskillende soorte traumas, maar dit raak 'n kollektiewe trauma vir die gemeenskap wat dit indirek ervaar. Dis is by ons, ek het 'n bietjie met jou gedeel. Een van ons onderwyseresse is binne 'n maand gediagnoseer met fase die melanoma wat hier al liggaam is. Elke orgaan is aangepas. 'n Graad 1 onderwyseres. Dis 25 kinders in haar klas. In haar klas is daar onder andere 'n seentjie wat vir ons geplaas is. Wegneem van ouers oor dwelmmisbruik. Ekskuus tog Colette, kan almal vir Colette hoor? Ja, so hy is weggeneem van sy ouers, ek glo dit sy ouma, oor ouers se dwelmgebruik. Eerste kwartaal was 'n nagmerrie geweest. Ons het soveel goed in plek gesit vir hom en hy het heeltemal gestabiliseer. Ewe skielik is sy juffrou se lewe uit weggeruk. Vooraf, indien nie erger as wat hy was toe hy by ons gekom het. Al 24 van hierdie kinders sukkel ontsettend baie met die verlies van hulle juffrou. En sy is nog steeds, ek wil sê, besig om behandeling te ondergaan, maar net omdat dit kanker is. En kanker het soveel wat dit saam met dit dra. So gelaai. Ja, 'n party van hulle obviously met hulle eie familie is alself deur iemand wat gesterf het. So dit is ontsettend moeilik. So nou gaan hierdie kinders huis toe en is individuele trauma. Wat by die huis opeindig waarmee elkeen van hierdie ouerhuise moet deel. En dan nie net vir hierdie klas nie, maar vir al die ander kinders wat al klaar deur Johanne is. Ons graad 7 is op 'n heeltemal 'n ander vlak. Vind dit ontsettend moeilik. Want hulle begin dit, hulle kan dink, hulle weet
feite en goed wat hulle met ons deel is ontsettend erg. Mm. So as 'n skool is dit collective trauma. Mm. Want dan gaan hierdie kinders huis toe en dit is individuele trauma. Mm. 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 So dit hou so aan uitkring. Mm. Ja. Ja, so iets gebeur nie in 'n gemeenskap sonder dat die gemeenskap geruk is nie. Jy weet, van sy spoor afgeruk is nie. Dit is so. En dit is belangrik om te dink, hoe moet mense reageer? Jy weet, wat is die regte reaksie wat daai gemeenskap sal dien, die kinders sal dien? Maar dieselfde asem moet jy met jou eie trauma saamwerk en saamwerk, want ek bedoel, dit kan nie vir julle maklik wees nie. Nee, dit is nie. Vir as onderwysers, as mense wat daar ken en die Mm. vriende is wat daar. Mm. So by ons skool het ons in 'n kwartaalse tyd is een van ons afgetrede onderwyseres is sy haar eerste vakansie oorsee nadat sy afgetrede was. Sy nou in Istanbul gewees. Die eerste Sondag nadat die skool oopgemaak het hierdie kwartaal. Sy het oor die pad geloop om strand toe te gaan en sy is oorlede in Hit and Run. Hm. Ons ander onderwyseres die dag net daarna is haar babatjie op voltermyn is die babatjie doodgebore. En toe is dit ons vriendin, soos sy is my HOD, wat met kanker gediagnoseer is. So dit is moeilik en dit is moeilik om met kinders se vlak by dit te gee wat hulle nodig het. So ons sit maar saam, ons kom sekere goeders en as ons nie deel dan loop ons terug klas toe en ons almal so oor so 'n bietjie dik gaai. Maar dan weet jy, jy moet jou denke verander en jy moet verander van wie jy is. Want waar ek skool gee, kom nie elke kind is 'n ouerhuis uit nie. Mm. Party ouerhuise gaan daar nie gesprekke wees nie. So jy moet die plek wees waar daar gesprekke is. So ons doen veral hierdie kwartaal doen ons baie social emotional learning. Net om platforms vir hulle te skep waar hulle kan praat. Dis En great. dit is eintlik amazing om te sien hoe graad 7 is wat dink op die stadium hulle is nie my nie. Dan ewe skielik is hulle net die klein kindertjies wat net praat oor gevoelens en wat daar is vir mekaar. Mm. So weer eens, dit is sleg, maar jy kan sien hoe tot op daai ouderdom kinders uit hulle comfortzone kan kom om mekaar by te staan. Mm. En goed, Ja. dit is taaf. Ja. Ja. Nog terugvoer of kommentaar of opmerkings of vrae? Kom. As jy so lank stil bly. Laat jy ons van nie. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dat as iets baie traumaties met mense gebeur het, dan is dit dit sit iewerster. Elke ou se level van hoe hy dit ontvang het is anders as anders. Ja. Kan dit dalk level 5 wees of jy op level 40 wees. Jy moet altyd trauma gehad. Ja. So ek dink so vir my is dit amper die idee is nie eintlik om oor dit te kom nie. Om deur dit te kom is 'n beter woord miskien. Jy weet, om as jy nou van kollektiewe trauma praat, dat daai identiteitsmerkers wat ons van gepraat het, dat dit nie so is amper soos 'n kerker raak nie. Jy weet, soos 'n tronk, dat dit jou gevange hou nie. Of as dit individuele trauma is, dat al jou reaksies, jou hele manier van wees in die wêreld kom vanuit daai bron van pyn nie. Maar jy weet, ek sê dikwels vir mense, jy weet ek dink 'n mens lê ook trauma stelselmatig af. Jy weet, jy werk met jou trauma en jy herstel en jy gaan suksesvol aan met jou lewe en dan op 'n dag kom jy om die hoek en dan loop jy jou weer vas in die pyn. Jy weet, soos jy weet, sê nou maar iemand verloor 'n kind. Dan as al die ander kinders matriek skryf, dan skielik
as dit die matriekafskeidtyd is, dan besef die mens maar, my kind is nie daar nie. Of as almal 21 raak, of graad kry, jy weet, of daai goed. Maar dan, hoe meer jy nou werk, hoe minder devastating is dit wanneer jy by daai volgende struikelblok kom. Want wat jy dan ook met jou saamdra, wanneer jy by die volgende struikelblok kom, is jy dra 'n herinnering saam van ek kan dit oorleef. Ek kan hierdie pyn besoek, ek kan dit bekyk, ek kan dit voel, ek kan dit deurleef en ek kan weer aangaan want ek het dit al gedoen. Toe dit die ergste was, toe het ek dit gedoen. Ja. Waar kom dit dan nou in dat party mense na daai laaste slag net eenvoudig nie veilig? It's like they just can't get up again. Ja, ek dink mense se veerkragtigheid verskil, jy weet. So nie almal het dieselfde veerkragtigheid nie. Dit hang van baie goede af. Ook wat is die trauma wat jy vorige kere gedoen? Wat het jy met daai vorige traumas gedoen? Want traumas dink ek is baie keer soos 'n trein. Jy weet, daar gebeur nou iets. Ek het dit in die begin gesê. Daar gebeur nou iets en jy dink jy's fine en dan gebeur daar weer iets en jy dink jy's fine en op die derde keer dan gebeur daar iets wat eintlik nie so vreeslik erg is nie, maar dan sit soos trokke van 'n trein wat aan mekaar gehak het en dan is dit 'n wegholtrein. So dis die een ding. Ek dink 'n ander rede is dat mense so kan identifiseer met daai slagofferskap. Dat hulle is geïnvesteer daarin om slagoffers te wees. Om dit te laat gaan, vra dat jy verantwoordelikheid vir jou lewe moet aanvaar. Dit is baie, baie harde werk. Ek meen, dit is maklik vir my om hier te staan en sê, jy moet die werk doen. Maar dit is 'n groot vraag om vir iemand te sê, vat jou bed op en loop. Jy weet. Op 'n sekere manier, en vir party mense is die investment is so dat dit makliker is om die slagoffer te wees. Ek dink ook daar's 'n groot verskil wat myself betref, wat wanneer jy trauma ervaar, wanneer jy 'n kind is en jy besef nie jy het. En dit loop saam met jou vir baie lank, dit loop saam met jou tot in jou vroulike lewe. Totdat jy besef, maar dit is eintlik wat jou lewe bestuur en dit Juis. jy insig. Maar trauma is anders dan wanneer jy volwasse is, en jy byvoorbeeld in 'n verhouding met die Here is, en jy gewerk het verandering, en jy besef dadelik, dis trauma, en ek moet iets daaraan doen. Maar om vir jare met trauma te loop, en dit het al die binne jou vasgegom, Ja. dis genade om daarvan Ja, dis baie belangrik wat jy nou sê en om dit eers te herken. Nie te herken soos jy bely skuld nie, maar om dit te identifiseer, te diagnoseer by gebrek aan 'n beter woord. As dit is nou actually trauma die. Ja. Saartjie, jy wou sê? Ja.
Mm. dan word almal so saam. Mm. En Suid-Afrikaners het al invloed op ons geskiedenis gehad. Ja. Maar hoe kry mens hierdie onverwag om mense te gaan op ek bedoel ons weet van Hitler en alles, maar wat is baie dieselfde Mm. storie is. Mm. Dat jy, hoe kom jy agter, ek word eintlik Gebreinspoel. gemanipuleer en dit maak my emosies anders as wat ek eintlik veronderstel. Ja. Wel, dit is ek is so bly jy vra daai vraag want ek wou eintlik daaroor gepraat het. Ek het dit net gemis in my notas. Ek weet nie wie van julle het Willem Verwoerd se boek Bloedbande gelees nie. Dit is nou 'n baie goeie boek. Dis net 'n baie goeie boek. Maar hy skryf in daai boek oor daai ding van indoktrinasie. Oor sy eie kindertyd op Stellenbosch. Jy weet in daai familie wat hy aan behoort het en waar sy ervaring in sekere omgewings was dat hy eintlik just fabulous is en sy familie is ook just fabulous. Jy weet, dit was en hy was 'n mooi soldaatjie vir Jesus. Hy was kinderkraanskindjie, gaan teologie swat, wat. Alles in daai stroom van daai storie. Wat dit is hoe dit is. Toe kry hy 'n Rhodesbeers en hy op pad Oxford toe, gaan hy toe by van sy ou universiteitsvriende wat iewers in Holland gebly het. Ek kan nou nie meer onthou bly waar nie. Hy bly toe vir so 2 maande by hulle. En die een meisie het hom so aangevat en gekonfronteer oor die hele ding van apartheid. En die ander ding was ook in daai kommune wat hy ingebly het, was daar 2 gay ouens gewees. En dit was ook in daai tyd iets baie moeilik vir hom. Maar hy beskrywe hoe hy totaal en al ontwrig was as gevolg van daai girl wat hom so gepeper het met vrae en hoe verduidelik jy dit en hoe regverdig jy dit en hoe kan jy dit sodat dit het eintlik sy hele lewe in 'n ander rigting ingestuur. Daar was natuurlik baie ander ervarings wat hy agterna gehad het, maar dit was die begin. Want dit is eintlik blootstelling. As jy nie uit daai dampkring kom wat almal dieselfde storie vertel nie, dan is dit baie moeilik. Die enigste manier om te skuif, jy weet, om jou storie te versag, 'n bietjie af te water, is eintlik om 'n ander ervaring te hê. As ek nou van daai studente praat van die universiteit byvoorbeeld, my ervaring met, as ek oor myself moet praat, my ervaring van daai studente, ek kan sien wat 'n invloed het dit op my gesindheid oor wit kinders wat nie werk kry nie. Ek kan sien dat dit is nie meer vir my so eenvoudig nie. Dit verwater dit 'n bietjie. Ek kan nie met dieselfde gemak sê, ja, maar al die swart kinders kry nou al die lekker werke in die government nie, which is true of course, maar jy weet, ek het net nie dieselfde selfregverdiging meer nie. Want die ander ervaring het my op 'n ander, jy weet, dit het my geforseer om iets anders ook te sien. Ek weet nie of dit jou vraag, of jou opmerking. Ja. Yes. Absoluut. Ek dink die grootste uitdaging vir my is altyd om te dink oor hoe ek dink. Jy weet, ons moet dink oor hoe ons dink. Want ons dink op ons gemaklike paadjies, die paadjie wat my pas, die paadjie wat my narratief pas, die paadjie wat my groep se narratief pas.
Maar as 'n mens oplet oor hoe jy dink, dan betrap jy jouself soms, dat jy op 'n manier dink wat eintlik hierdie biases, hierdie vooroordele vas lê, in plaas van daarvan om dit so 'n bietjie te skud, nuwe nuus te bring. OK julle, ek sien ons is al oor die 8 uur tyd. Ek wil op julle uitdeelstukke 'n fliek wat ek dikwels wys rondom hierdie ding van kollektiewe trauma is hierdie baie aangrypende fliek met die naam van Address Unknown. Die ou wat dit geskryf het, hy was 'n joernalis en 'n aktivis, hy was eintlik 'n MK soldaat gewees, hierdie Anton Fischer. En ek het eerste keer die fliek gesien, want die ou wat die hoofrol speel is 'n vriend van my dogter. Maar toe dink ek wil graag hierdie fliek gebruik, toe skryf ek vir Anton en vra of ek asseblief sy fliek kan gebruik, wat hy toe sê, nee, maar dit sal vir hom wonderlik wees, as meer mense na die fliek het eintlik baie toekennings gekry. Dit gaan oor 'n posman wat in distrik 6 probeer briewe aflewer. Dit is 'n baie aangrypende fliek. So die teks is geskryf deur Anton Fischer en die regie is gedoen deur Nadine Kloete. En die eerste keer, net voor ek die fliek gesien het, het ek haar een keer oor die radio oor praat, toe sê iemand vir haar, maar jy weet, dit is nou, ek meen, distrik 6 is nou al gesloop, lank voor die einde van apartheid, dit was in die 70. Toe sê sy, jy kan nie sê, net omdat iets 30 jaar gelede gebeur het, dis verby nie. En ek dink dit is wat ons oor Suid-Afrika moet weet, jy weet, as jy nou dink oor daai Bosniërs, 600 jaar, as ons dink oor Israel, duisende jare. Jy weet, ek dink een van die maniere hoe ons eintlik die trauma van ons land ontken, is om te sê, ek wens mense wil nou net oor dit kom. Kan ons nie nou net oor dit kom nie, kom ons praat nou oor iets anders. Right? Maar ons lewe die gevolg natuurlik van ons eie kollektiewe trauma. OK, net om af te sluit wil ek net vir julle hierdie stukkie lees, wat ek gisterand gelees het, daar by MIT is daar 'n skool wat gaan oor awareness-based systems change. Dit is die teorie. Die teorie is eintlik theory U, maar hoe hulle self beskryf, is mens verander sisteme deur van jouself meer en meer bewus te raak. In sy laaste nuusbrief skryf die direkteur van hierdie organisasie hierdie. As we move through these challenging times, it is important to remember that none of us are here by accident. We entered this world with the express purpose of facilitating the changes that are manifesting during this time. And we brought with us the gifts needed to accomplish that task. So ons het dit wat nodig is nou, vir hierdie tyd waarin ons lewe, het ons. None of us are out of time or out of place, though many of us remain out of step with our true path. Our unique imprint is essential to the larger pattern that is unfolding. Okay. Dankie julle.